almal by Identity. Ek voel vanoggend, moet ek vir jou sê, nogal bederf, omdat ek die kans het om vanoggend met jou te gesels en net ietsie te bring, 'n boodskap te bring wat ek op my hart het vir jou, om wat ek glo vir jou ook 'n verskil kan maak daar waar jy nou is. Ek hoop jy is lekker warm aangetrek, sit dalk in jou bed, dalk het jy 'n chocolate of warm koffie by jou en kom ons lees saam uit die Bybel uit en leer wat God vir ons wil leer vandag. Ek gaan eers net vir jou bid. Here, dankie dat ons saam uit die woord uit kan lees vanoggend. Dankie Here dat ons saam kan leer wat U wil hê ons moet leer. En dankie Here Jesus dat ek kan weet dat elkeen wat vanoggend saam luister, ietsie het om te leer by U. Ons maak nou ons harte oop, Here, dat U vir ons kan wys wat U vir ons wil wys. Dankie vir die goedheid, ons koning en ons verlosser. Amen. Nou as ek toe ek vanoggend sit en dink oor waar bevind ons tieners by Knysna Kerk hulle tans, is die een woord wat by my opgekom het, tyd. Want dis 'n ding wat jy dalk nou op hande het. Die skool het gesluit, dit is winter, ons kan nie Buffalo's Bay toe gaan nie, tensy jy baie guts het om in die koue water te gaan swem. Ons kan nie op die lagoon wees nie, jy's 10-1 by die huis vir groot gedeeltes van die tyd, en dalk is jy en jou ouers of jouself ekstra versigtig om seker te maak dat jy nie nou fisies by ander mense uitkom nie. En as ons praat oor tyd, dan is dit nodig dat ons, dan is daar 'n paar dinge wat ek vandag net so op jou hart wil druk. En die eerste is, dat ons, as ons dink oor tyd, as jy baie tyd op hande het, dan moet jy onthou, dat jy nie net geskep is vir hierdie tyd wat jy op aarde het nie, maar jy is geskep vir die ewigheid. Jo, dit breek my brein so 'n bietjie, as ek daaraan dink, dat God my nie geskep het om vir 30, 40, 50, 60, 80, 100 jaar op aarde te leef nie, maar dat hierdie lewe wat jy hier leef, net soos 'n inleiding of soos 'n voorwoord, jy weet daai eerste stukkie in 'n boek, dat dit net soos daai eerste stukkie in 'n boek is, en dat God jou eintlik geskep het om die hele boek, die hele ewigheid saam met hom te spandeer. Dis belangrik dat ons dit moet hoor van tyd. Maar ook dan nou, dat ons mense is, en dit moet jy vandag hoor, nie net is jy geskep vir die ewigheid nie, maar wie jy vandag is, word nie bepaal deur jou verlede nie, maar dit word bepaal deur jou toekoms, deur die ewigheid, deur waarheen jy op pad is, deur hoe God jou sien. Jy sien, as wie jy is net bepaal was deur jou verlede en waar ons nou is, dan was ons nogal op 'n frustrerende plek. Dan sou dit maak dat ons al ons tyd nou aan gaming spandeer, aan op lê en Netflix kyk, miskien by die huis vir dae en vir ure aan mekaar, die heeltyd net met allerhande buddies praat op WhatsApp, en dat dit al is waarmee jy jouself sou besig hou. Maar as ek daaraan dink, dat die tyd wat ek nou het, is net die begin van dit wat voorlê, en dat God my geskep het vir die ewigheid, dan sal ek dalk my tyd anders spandeer. Sien, as wie ek is, nie net, dat dit nie my verlede is wat sê wie ek is nie, maar my toekoms, dan miskien as jy gedink het aan jou lewe, dan sal dalk 'n paar goed waar jy vandag skaam voel, waar jy voel, ek dra nie God se goedkeuring weg nie, God kan dalk selfs nie eens meer lief wees vir my, oor dit wat in my verlede is nie, daar's dalk 'n klomp seer goeders, wat in jou verlede gebeur het, maar dit is so lekker om te weet, dat God na ons kyk en sê, ek het jou geskep vir die ewigheid, om 'n ewigheid saam met my te spandeer. Ook nie eers net dinge waaroor ons spyt voel of sleg is nie, maar selfs dinge waaroor ons trots voel. Nou Paulus het 'n hele lang stuk, jy weet nou wie Paulus is, nee? Paulus was die ou gewees, hy het 'n groot gedeelte van die Nuwe Testament geskryf, hy was op 'n klomp sendingreise gewees, en toe het hy 'n klomp kerke gaan begin, en op 'n stadium skryf hy hierdie vir die mense van Filippense, en ek wil vir jou dit lees in Filippense 3 van vers 4 tot 14. As iemand meen dat hy op uiterlike dinge kan vertrou, ek nog meer. Ek is op die 8ste dag besny, van geboorte Israeliet, uit die stam Benjamin, 'n egte Hebreër. In wetsopvatting was ek 'n Fariseer,
in my ywer 'n vervolger van die kerk, in onderhouding van die wet van Moses om vryspraak te kry, onberispelik. Maar wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer, ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Terwille van hom het ek alles prys gegee en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry en een met hom kan wees. Vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee, omdat 'n mens in hom glo. Al wat ek wens, is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding, deur aan hom gelyk te word in sy dood, in die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood. Ek sê nie dat ek dit alles al het of die doel al bereik het nie, maar ek span my in om dit alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Broers, ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie, maar een ding doen ek. Ek maak my los van wat agter is en strek my uit na wat voor is. Ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal, waartoe God my geroep het in Christus Jesus. So Paulus begin en dan sê hy, weet jy, ek het 'n klomp dinge waaroor ek kan brag in my lewe. Ek kan sê dat ek al die reëls nagekom het. Nou wie van ons kan dit sê? Ek kan nie dit sê nie. Ek weet nie of jy dit dalk kan sê nie, dan is jy baie gelukkig. Maar Paulus sê, man, as dit gegaan het oor om die wet te onderhou, was ek so na aan perfek as wat dit kom. My stamboom was reg gewees. Ek kom uit die regte family uit. Ek het die regte goed wat ek besit. Alles het eintlik in my guns getel. En dan sê hy, maar daai goeders is eintlik agter my. Dit sê nie wie ek is nie. Die klere wat ek aantrek, wat ek besit, of ek uit die regte familie uitkom, al die goed wat ek reg gedoen het, of ek eerste span rugby speel, of ek doeksleerling is, of ek whatever. Dit sê nie wie ek is nie. Hy sê ek maak my eintlik los daarvan, want dit bepaal niks van my nie. Maar waarna strek ek my na toe uit? Ek strek my uit na wat voor is. En wat is die goed wat voor hom is? En is so mooi. Hy sê, die goed wat agter my is, en is goed waaroor hy eintlik sou kon brag, hy sê, dis verwerplik. Nou, die regte, egte Griekse woord wat daar staan is, dis rewil. Dis, hoe kan ek dit nou mooi stel? Dis poefie. Dit beteken niks nie. Dis bollyman. Dis strooi. Al daai goed waaroor ek kan trots wees, is strooi. Hoekom? Want om Jesus te kan ken, is beter as al daai goed, om regtig Jesus te kan leer ken. En daarom wil ek jou challenge in hierdie tyd. Kom ons gebruik die tyd wat ons het nou, om Jesus beter te leer ken. Dit beteken dat jy dalk gaan tyd maak vir hom. Dit beteken nie dat jy niks Netflix gaan kyk nie, maar gaan tyd maak vir God ook, elke dag. Jy het nou die tyd om dit te kan doen. Luister na worship musiek, luister na preke, luister na ons oggendoordenkings wat ons elke oggend het. Maak seker dat jy tyd spandeer om te bid, om jou Bybel te lees, om meer uit te vind. Reik uit na jou Identity Connect leier toe, om saam met hulle ook dalk as jy vra het, of as jy dinge het wat in jou lewe gebeur, maar kom ons gebruik nou die tyd, om Jesus te kan leer ken, om toe te laat dat hy ons lewe verander, om 'n lewe te lewe asof ek op pad is hemel toe, asof my lewe 'n doel het, en asof ek nie nou net tyd het wat ek moet omkry en wat ek moet mors nie. Ek hoop jy het 'n super cool week wat voor lê, dat jy regtig 'n mooi dag sal hê en dat jy sal beleef dat God regtig deur jou werk.